Wie van julle het julle ook al, soos ek natuurlik, dink ek is die enigste mens, ek hoop nie so nie, dan is daar groot fout. Wie van julle het julle al ooit in omstandighede gevind, wat die omstandigheid jou verhoed om met God te praat? Wat jou bang maak om met die Here te praat miskien? Wat vir jou laat twyfel, want jy wonder nou, is die Here regtig lief vir my? Maak nie saak wat die omstandighede was wat jy miskien jouself in bevind nie, of het jy dalk iets gedoen wat jy nou voel, Jesus, weet jy wat, die Here kan my nie lief hê vandag nie. Hy het my nie lief vandag nie. Het jy ooit so gevoel, en jy sê, Here, ek voel so skuldig, omdat ek nie kan doen alles wat U vir my sê nie. Here, wat kan ek doen, dat U vir my 'n bietjie liewer kan wees? Of, Here, waarmee moet ek my besig hou? Want ek weet U is lief vir U mense, Here. Maar, regtig waar, ek het meer liefde van U nodig. Het jy al ooit so in so 'n situasie bevind, die enige van hierdie vrae al vir die Here bevind? Ek wil vir jou sê, ek het daarom my al in sulke situasies gevind. En die woord wat ek glo met my hele hart die Here vir jou wil gee vanoggend, vir jou as individu, is dit, dat sy liefde vir jou is grensloos. Sy liefde vir jou is grensloos. Hoekom sê ek grensloos? Want weet jy wat? As ek sê die Here se liefde vir my is beperk, dan is ek die een wat die grens daar stel. Ek stel die grens vir God se liefde daar, omdat ek voel, weet jy wat, ek het nou iets gedoen, die Here kan nie vir my lief wees nie. Of ek voel, Here, as ek na my omstandighede nou kyk waarin ek myself bevind, dan kan U nie vir my lief wees nie. En ek weet hoekom nie, want jy weet, ek stel die grense. Here, daar kan soveel meer kan U met my doen, maar op hierdie stadium doen, het voel vir my of ek nie daar kom waar U my kan gebruik nie, stel ek die grens. So stel ek die grens vir God se liefde vir my en vir jou. But God is telling you this morning, die Here sê vir jou vanoggend, sy liefde vir jou is grensloos. As jy byvoorbeeld al kyk, ons vandag se tema is, and you say I'm helped when I'm falling short. U sê ek word vasgehou al skiet ek tekort. Wat God se liefde vir my beperk is, my eie onsekerheid, nie God se standaard nie. Ek gaan vir ons 'n teksvers lees, wat ek glo die Here op my hart gelê het om vir jou te deel vanoggend, sodat jy kan sien die konsep van, dat sy liefde vir jou grensloos is. Ons almal ken die gedeelte. Die gedeelte is daar in Lukas 18 vanaf vers 18, en ons ken dit as die ryk jong man. Of ons ken dit as die, jy weet, ander vertaling sê, is die jong leier. Jy moet weet, ek is nou nie met hierdie ding. Ek figure hom nog uit so saam met julle. So, ek wil jy moet daar saam lees vanoggend. Weet jy, jou Bybel uit lees, of jy lees sommer net daar. Die ryk jong man, Lukas 18, vers 18 tot 27. En ek het so 'n paar goed uitgehaal wat die Heilige Gees vir my uitgelig het daar. Hy sê, 'n man van aansien, ander vertaling sê, ryk jong man, het aan Jesus die vraag gestel. Nou, voor ek by die vraag kom wat hy vir Jesus gestel het, moet jy weet, Jesus was met sy disippels besig, en hy was besig met die skare, en hy het met hulle gepraat, en wat het hy nou gesien op daardie oomblik? Hy het nogal vir homself gekyk, en hy het na Jesus gekyk, en hy het gesê, Jesus, hierdie ou is maar goed. This guy, remember, he didn't know it was the Son of God. Hy het vir hom gesê, self gesê, glo ek, hierdie ou, he has arrived.
Hy kan nie hierdie goed doen wat hy doen, as hy nie so goed was nie. En met hierdie gedagte kyk hy na Jesus Christus en hy kry ook 'n beurt om 'n vraag te vra. En dit is sy vraag. Hy sê, 'n man van aansien het Jesus die vraag gestel: Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Ek dink op daai oomblik het hy gestaan, gewonde. Wow. Ek sien jy's goed. Kyk al die dinge wat jy doen. En hy gaan verder en sê, jy ken die gebooie, sê Jesus vir hom. Jy mag nie egspreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder. Maar hy antwoord: Al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou. Wat sê hy vir homself? Hy sê, ek is ook goed. Hy sê, al hierdie dinge het ek van my kinderdae onthou. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom: Een ding kom jy kort. Een ding kom jy kort. Onthou wat sy vraag was. Wat kan ek doen om die ewige lewe te beërf? Hy sê, weet jy wat, ek doen al die gebooie wat hy vir my gegee het. En hier kom Jesus, hy dink by homself, yes, ek is eintlik okay. Hy het sekerlik 'n ander antwoord verwag. En wat sê Jesus vir hom? Een ding kort jy nog. Jy's nie daar nie. En hy sê vir hom, gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Kom dan terug en volg my. Soos hy vir Jesus sê is, goeie leermeester, wat moet ek doen om hierdie ewige lewe te kry? Jy sien, maar soos Jesus is, hoor hy nie net sy vraag nie. Hy sien ook sy hart, en hy gee die amazingste antwoord in hierdie teksvers. Hy sê, hoekom noem jy my goed? Net God is goed. Dink jy daar's 'n rede hoekom hy dit vir hom gesê het? Jy sien, in ons eie lewe, en ons eie omstandighede wat ons self ondervind soms, kom ons met hierdie selfde denke na vore wanneer ons na God benader. En ek dink by myself, as ek maar net goed genoeg is, jy weet, dan sal ek die ewige lewe kry. As ek maar net goed genoeg is, of goed genoeg doen, dan sal God vir my die ewige lewe gee. En ons het hierdie gedagte vir onsself en wat die wêreld vir onsself wil sê vandag, jy weet, alle goeie mense gaan hemel toe. Alle goeie mense kry die ewige lewe. Maar Jesus antwoord hierdie vraag, want hy kyk na die man se hart, en hy praat oor sy werke. Ek dink baie die dialoog het so gegaan, toe Jesus vir hom sê, hy sê, goeie leermeester, ek weet dat hy goed is, ek sien dat hy goed is, wat moet ek doen? Met ander, wat se ding moet ek doen, om ook goeie goed te doen, sodat ek in die hemel kan kry? En Jesus sê vir hom toe, okay, let's go that way. Kom ons stap hierdie pad. Hy sê, ken jy die gebooie? Ja, nee, ek ken dit. Nee, ek ken dit nie, ek doen dit. Van die begin doen ek dit vandat ek klein is. Ek doen dit nog altyd. En hy het seker by homself gedink, neem ek aan. Yes, Jesus gaan nou vir my sê, sharp, jy is baie goed. Jy het die ewige lewe, man. En toe gee Jesus vir hom hierdie, en hy sê vir hom, nog een ding kort jy. Nog een ding kom jy kort. En hy sê, gaan verkoop al jou goed. En die skrif sê verder, as jy verder lees, sê, toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld. Want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy, hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is,
om in die koninkryk van God te kom. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryk om in die koninkryk van God te kom. Die wat dit gehoor het, sê toe, maar wie kan dan gered word? Daarop antwoord hy, wat vir die mense onmoontlik is by God moontlik. Hy sê van wat by mense onmoontlik is by God moontlik. Ek wil weer hierdie stelling maak vir oggend en sê vir ons, dit is nie goeie mense wat die ewige lewe kry nie, maar wedergebore kinders van God. Het jy al ooit vir jouself gevra, as ek ons terugbring na die tema vanoggend, dat God se liefde vir ons grensloos is, het jy al ooit vir jouself gevra, hoekom wil ek hê, God moet vir my lief wees? Hoekom? Ons sê, Here, U moet my lief hê. Hoekom wil ek dit hê? Hoekom soek ek dit? Is dit dalk omdat ek vir myself gesê het, ek weet, as hy my lief het, dan gaan ek hemel toe. As hy lief is vir my, dan gaan ek die ewige lewe kry. Ek wil vir jou sê vanoggend, hierdie ding, is dat die kruis van Jesus Christus, die God se liefde wat hy vir my en vir jou bewys het, meer is as net hemel toe gaan. Because if it was only about going to heaven, then the day I'm born again, I would surely die and go to heaven. Maar ons weet dat dit nie so werk nie. Ons weet dat ek nog op hierdie aarde moet lewe. En ek wil sê en ek wil die stelling maak, dat God se liefde vir my beperk is, my eie onsekerheid en nie God se standaard nie. Jy sien, dit laat ons baie keer met hierdie vraag, wanneer ek goeders doen, of wanneer ek myself in omstandighede bevind, dan laat ek myself met hierdie vraag, wat is God se standaard dan vir my, sodat hy vir my kan lief wees? Wat is God se standaard dan? Vir my om te besef, dat ek die ewige lewe kan beerwe. Wat is God se standaard dan vir my om te besef dat hy my onvoorwaardelik liefhet? Vir my om te besef dat hy deel van my lewe wil wees en is. Wat is God se standaard dan vir my om te besef dat hy in alle omstandighede my wil help? En daarop is daar net en kan daar net een antwoord wees vir God se standaard. Die kruis. Dit is God se standaard. Hy sê, Johannes 3 vers 16 tot 18, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie is al reeds veroordeel. Omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. As jy vir jouself moet vra, maar wat is die standaard vir God om my lief te hê? Daar's die standaard. Jy sien, of God my liefhet, kom van hom af in die eerste plek. Hy sê dat hy reeds sy seun gegee het, toe ek nog 'n sonder was, het hy aan die kruis gesterf. Hy sê, want deur die kruis van Jesus Christus sien ek, dat ek die ewige lewe het. Deur die kruis van Christus Jesus sien ek, dat hy vir my voorwaardelik lief het. Deur die kruis van Christus Jesus sien ek, dat hy alles gegee het, om in 'n verhouding met my te staan, sodat hy deel van my lewe kan wees. Deur die kruis van Jesus Christus sien ek, dat die omstandighede, en dit maak nie saak,
in die omstandighede waar ek my bevind nie, of dit maak nie saak in die omstandighede waar ek myself gesit het nie, of wat ek gedoen het nie, waarin ek myself bevind nie, is nie die bepalende faktor, is waaroor hy my wil help nie. Dit is die kruis van Jesus Christus. Wat ons nie kon doen nie, het God gedoen. Want ek en jy weet, ons val kort. Ek en jy weet, ons is net nie goed genoeg nie, in ons eie gedagtes. Ek en jy sê baie keer vir ons gaan dit nie maak nie. Maar wat hy sê, wat Jesus vir hom gesê het, hy ryk jong man, dit is so toe die mense sê, maar wie sal dan gered word? Ek is seker as die Here vir my en vir jou vanoggend hier kom sê, okay, gaan verkoop al jou goed en gee dit vir die armes. Ek wonder wie van ons sal teleurgesteld die uitstap. Dis hoekom die mense self sê, maar as dit die geval is, wie sal dan gered word? En wat sê Jesus vir hulle? By die mense is dit wel onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Om vir jou en vir my lief te hê, is sekerlik van ons kant af baie keer onmoontlik vir die Here. Maar vir hom is dit moontlik. Dis vir hom moontlik om ons lief te hê. Inteendeel, hy het sy liefde klaar vir ons gewys. Wat ons nie kon doen nie, het God vir ons gedoen. Wat ons nie kon doen nie, het hy vir ons gedoen. So wat is dit dan wat my keer? Wat is dit dan wat my keer, sodat ek besef dat die Here my grensloos lief het, dat die Here altyd lief is vir my? Wat is dit wat my keer om te besef dat ek die ewige lewe het? Wat is dit in my eie lewe wat my keer om te besef dat hy my onvoorwaardelik lief het? Wat is dit in my eie lewe wat hy vir my, dat ek nie weet dat hy deel van my lewe wil wees en in 'n verhouding met my wil staan nie? Wat is dit dan wat my keer dat hy in alle omstandighede, dat ek kan glo dat hy my in alle omstandighede wil help? Wat is daar in my eie lewe wat my keer dat ek hom kan lief hê soos wat hy my lief het? Wat is daar dan in my eie lewe wat my terughou om hom te volg? Wat is daar dan in my eie lewe wat my keer om sy uitgestrekte hand te vat en saam met hom 'n pad te stap en in 'n verhouding met hom te staan? Want een ding is seker, jy gaan in elk geval niks kan doen om God se liefde of sy redding te kan bewerkstellig nie. Dit is reeds daar. He already showed it to us. Wat is dit dan wat my terughou soms? Dat ek na my omstandighede kyk en sê, Here, het U my lief? Wat is dit dan dat wanneer ek iets gedoen het waaroor ek skaam is, wat my terughou om te sê, but God still loves me? Wat is dit dan wat my terughou om weer soos my gewoonte is voor die Here te gaan buig en met hom te praat en sê, Here, wie U? Ek is jammer. Wat is dit wat my dan terughou? Is dit dalk die sonde wat ek doen en wat deel van ons lewens is? En ek sê maar net, you know, I am who I am. Die Here moet my maar aanvaar soos ek is. Die ou toppie daarbo sal verstaan. Daardie vertroetelde ding wat ek nie kan oorkom nie, wat keer om hom te volg. Wat is dit wat vir my sê, ek verdien nie die Here nie? Wat is dit wat vir my sê, hy is nou kwaad vir my en hy wil niks met my te doen hê nie? Wat is dit wat vir my sê, dat hy nie meer deel van my lewe wil wees nie?
Wat is dit wat vir my sê dat die Here my nie wil help nie? Wat is dit wat vir my sê dat ek nie aan sy standaarde sal voldoen nie? En wat is dit wat vir my sê dat ek tekort kom sodat hy my ten volle kan liefhet? Wat is dit wat vir my sê jy gaan dit nie maak nie, Boelie? Want jy is net nie goed genoeg nie. Wat is dit wat vir my sê dat die Here is nie lief genoeg vir my nie? Wat is daardie ding wat nou in jou hart by jou opkom? Gaan dit oor jou omstandighede? Gaan dit oor iets wat jy gedoen het? Gaan dit oor die verlede? Waaroor gaan dit? As hy dan reeds betaal het vir alles. Ek wil vandag vir jou die volgende stelling maak. Ek wil vandag vir jou sê, hou tog op, en dit is iets wat die Here vir my gesê het en geleer het, hou op om uit jou eie werke God se liefde te beperk. Hou op om uit jou eie werke grense vir God se liefde daar te stel. Hou op om jouself toe te sluit met die gedagte dat sy liefde jou nie kan bereik nie. You see, because that is what the enemy does. Dit is wat die vyand wil doen met jou en my. Dit is wat die vyand wil hê moet gebeur. Hy wil hê ons moet nie met die Here praat nie. Ek sê vir jy, Boetie, en ek maak hierdie stelling en ek sê vir jou, die kruis is meer as net die ewige lewe. Die kruis gaan oor 'n persoonlike verhouding waarin God met jou en my wil staan in hierdie tyd terwyl ons nog hierso is. Sy liefde is die volmaakte liefde. Dis reeds gegee, dit is joune. Te midde van die omstandighede sê die Here, ek het jou lief. You say I am held when I am falling short. Dit het tyd geword om God te glo. Want hy sê in sy woord, vanuit sy woord, dat uit jou geloof uit word jy gered. So ek wil vanoggend met jou 5 punte deel. Wanneer jy weer so voel, dat die Here nie met jou vir jou omgee nie. Wanneer jy miskien weer in 'n omstandigheid is, waar jy wonder en twyfel of die Here jou lief het, dan wil ek hê jy moet na hierdie 5 dinge kyk, en begin God te glo, soos daai liedjie vir ons in die begin sê, you say, en dan sing hy sy die woorde, wat ek nou vir een of ander rede nie kan onthou nie, maar in elk geval, dan sê sy, I will believe. I will believe. Nou ek wil vanoggend vir jou sê, die eerste ding, glo, dat hy vir jou na die kruis gegaan het, en die krag van die kruis nie ophou, die dag toe jy tot bekering gekom het nie. Deur sy werk aan die kruis sê die Here vir ons, ek het jou onvoorwaardelik lief. Want weet jy, toe ek 'n sondaar was, hom nie geken het nie, hom nie 'n pad saam met die Here gestap het, toe het hy reeds vir my gesterwe. Ek onthou nog voor ek tot wedergeboorte gekom het, nog voor ek eers geweet het daar is iets soos wedergeboorte, het die Here my in sy teenwoordigheid laat inkom, en hy het vir my verduidelik, dat sy liefde vir my so groot is, groter as wat ek ooit kan weet. En sy liefde is daar vir my jou, ten midde van en ten spyte van ons gevoelens, hoe ons oor dit voel, sê die Here vir jou vanoggend, glo ek met my hele hart, deur sy Heilige Gees, dat ek het jou lief. Ek is hier vir jou, en dat jy deur my vir ewig sal lewe. Ek sal jou ondersteun, want ek het jou onvoorwaardelik lief. Ek sal jou leiding gee, want ek is met jou, en niks kan my liefde wat ek vir jou het, en vir jou bewys het van jou afskei nie.
het ek nie reeds my liefde aan jou bewys nie? Glo dat hy reeds sy liefde vir jou bewys het. Glo dat hy jou lief het in alles. Want as hy jou gelief gehad het toe jy 'n sondaar was, dink jy nie hy het jou lief as jy 'n kind van God is nie. Die tweede ding, glo dat hy die kruis vir jou gedoen het, en dat dit vir jou ook genoeg is, en aanhou om genoeg te wees. Dit is so opvallend vir my, dat somtyds, wanneer ek na die Here toe gaan, en ek weet daar's iets waarvoor ek bid, en ek kry dit nie, of daar's iets wat ek gedoen het, en ek voel skuldig, dan is daar hierdie stemme wat vir my sê, ek is nie genoeg nie. Want hulle wil keer dat ek met die Here praat en met die Here kommunikeer en 'n verhouding met hom staan. Veg daar die stemme wat vir jou sê, jy is nie genoeg nie. Veg daar die stemme wat vir jou sê, jy sal nie die kriteria maak nie. Veg daar die stemme wat vir jou sê, jou standaarde is te laag. En veg daar die stemme wat vir jou sê, dat jy nie goed genoeg is nie. Want dit gaan nie oor wat jy kan doen nie. Dit gaan oor wat hy reeds gedoen het. Sy liefde vir jou gaan nie oor wat jy kan doen nie, maar wat hy reeds vir jou gedoen het. Die derde een is glo dat sy liefde vir jou gaan nie oor jy voel nie, of wat jy kan doen nie. As kind, ek weet nie of jy ook nou so was nie. As kind, as ons matriek was, as 9 was, as 8, en daar's nou die meisie waarvan jy gehou het, dan het jy so langs die veld gestap en as jy 'n blommetjie gesien het, dan pluk jy die blommetjie, dan vat jy die blaartjies so, she loves me not, she loves me not, she loves me. Onthou jy daai speletjie wat ons gespeel het? Weet jy, baie keer doen ons dit ook met die Here. Ons kyk na ons omstandighede, ons kyk na wat ons gedoen het en ons sê, he loves me not. He loves me not. Jy sien, dan voel ek goed, dan dink ek, nou is die Here, hy is lief vir my. En wanneer ek 'n laagtepunt bereik in my lewe, dan dink ek, ek weet nie of jy so lief is vir my vandag nie. Glo dat, dit gaan nie oor hoe jy voel nie. Sy liefde gaan nie oor hoe jy voel nie. En dan die vierde een, glo dat, toe ek nog 'n sondaar was, het hy reeds vir my gesterf. So sy liefde is daar vir my reeds. En soos ek gesê, dit was toe ons hom reeds nie eens geken het nie. Maak seker dat die Here jou stem ken. Maak seker dat die Here jou ken. Onthou, daar was in die woord, hierdie mense gewees. En wat het hulle gedoen? Hulle het in Jesus se naam gegaan, en hulle het hulle hande op die siekes gelê, en die siekes het gesond geword. Jy weet, as ek nou en jy nou buite staan, en ek kan ver van die Here wees, en die Here kan deur my wonderwerke doen. En as jy nou hier instap by die gemeente, en jy sit daar in die bank, en ek lê my hande op mense, en hulle word gesond, dan gaan jy sê, hy is goed. Hy is baie goed. Hy moet sekerlik die ewige lewe hê. Hy het sekerlik die liefde van God in hom, om hom, deur hom. As jy verder gaan lees daar, Matteus 7 vers 22 kan jy gaan lees, dan sê die Here, hulle gaan vir my weg, want ek ken julle nie. By die skape en die bokke, sê die Here, gaan vir my weg, want ek ken julle nie. As daar nou een ding is wat ek seker maak, is dit dat die Here my ken. Soms is dit nie maklik om met die Here te praat nie, because he is just who he is. Soms is dit nie maklik nie.
Veral baie keer as jy jou in sekere omstandighede bevind, veral as jy nou iets gedoen het wat jy nie moet doen nie. But make sure he knows you. Hy ken jou naam. Dat die ene sê, ag nee, die alweer Poelie nie. As dit hy vir jou eendag sê, Poelie, wie is Poelie? Die laaste punt wat ek dit moet drink vir jou, glo dat die Vader my nie sal wegjaag, as ek na hom toe kom nie. Glo dat die Vader jou nie sal wegjaag, as jy na hom toe kom nie. Jesus vertel die verhaal, ek gaan nou na die verhaal toe gaan. Ons ken almal die verhaal van die verlore seun. Nou, as jy uit die viewpunt van die verlore seun kyk, dan is daar baie preke, nou Ranger, is baie preke daar. Maar vanoggend wil ek vir jou kyk, uit die oogpunt van die Vader uit. Toe Jesus hierdie storie vertel het. Ek wil dit sommer 'n ander naam gee, nie die verlore seun nie, maar ek wil dit sommer noem vanoggend die verhaal van die geduldige Vader. Jy sien, hierdie verhaal gaan oor meer as net die verlore seun. In hierdie verhaal, terwyl Jesus met die mense praat en hy vertel hierdie verhaal, wil hy vir hulle iets sê oor die Vader. Want jy sal sien, wanneer ons nou daar gaan lees, hierdie Vader is nie soos enige vader nie. Net so sommer, laat ons gou dink, ons ken die verhaal van die jong ryk man, van die seun wat na sy vader toe gegaan het. En die vraag wat ons osself moet vra, wat het die vader gedoen, toe sy seun na hom toe kom? Het hy hom weggejaag, toe hy terugkom? In hierdie verhaal, as jy hom lees, is daar iets anders as in hierdie pa. Kan jy imagine, ons ken die verhaal, ons ken die verhaal, die seun kom na die pa toe, en hy sê vir die pa, dat hy soek sy erfgeld. Ek kan amper imagine hoe is die dialoog tussen die pa en die seun. Die seun sê iets so, pa, ek soek my geld asseblief. En sy pa sê vir hom, wat geld? Hy sê nie die geld wat jy my gaan gee, die vrek. As jy doodgaan, is daar mos geld wat na my kant toe kom. Ek soek my geld nou. Ek wil vir my 'n groter motorfiets gaan koop. En nogal wat vir my interessant is dat hierdie pa is die enige pa nie. Waar ons nou miskien gesê het, jy is seker laf, of ons sou hom seker 'n paar pak slaag gegee het ook. Sê hierdie pa, nou maar goed, en hy gee vir hom alles wat hy vra. Ek weet ons is pa so, ek het al baie stories, nie ons nou nie, stories van ander pa's gesien wat hulle kinders sommer onterf. Hy sê, jy is onterf, jy kom nie weer in my huis nie. Maar hy gee van wat hy vra, en laat hom gaan met sy erfposie. Dan bo dit alles hierdie pa, dan wag hy vir hom, om terug te kom. Want hy weet mos, die seun van hom gaan sy kop mos nou lekker stamp. Maar nie hierdie pa nie, dit is nie sy gedagtes nie. Jy sien, want daar is iets anders aan hierdie pa. Hierdie pa wil hê dat daardie seun moet besef wat 'n verhouding is tussen 'n pa en 'n seun. Hy wil hê daardie seun moet besef, dit gaan nie oor die geld en oor die dinge wat jy het nie, of die dinge wat jy kan doen nie. Dit gaan oor die gevoel wat jy binne in jou het, die liefde wat hy vir jou het. So wat doen hierdie pa? Hierdie pa wag geduldig. Die minute het later ure geword, die ure het dae geword, die dae het maande geword, die maande jare, en die pa het geduldig gesit en wag op die stoep, as hy die kansie gekry het, hy hoef nou nie so te werk of iets nie, hy sit miskien op die stoep, en
Dan dink hy aan sy seun wat ver weg is, die een wat sy kop nou besig is om te stamp. En dan dink ek, wonder, waar is my seun vandag? Gaan hy vandag terugkom? In die Bybel leer ons, die pa het gesit en hy het sy oog op die pad gehou. En ek kan net dink in sy gedagtes het hy miskien gedink, miskien vandag kom my seun terug. Nou ek wil vir jou verder lees, en ek wil hê jy moet saam met my lees. Toe die seun, hy het nou al sy geld gehad, hy's daar weg, hy het sy erfporsie nou lekker geblaas, ons weet waar hy nou is. Hy sê, toe die seun tot inkeer kom, sê hy, my pa het wie weet hoeveel dagloners, en hulle het almal oor genoeg kos, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Wat sou 'n aardse pa doen? Ek dink 'n aardse pa sou sê, dit sou seker gesê het, yes, en eendag, toe was dit so, toe sien ek, nie, daar kom hy aan. Die aardse pa sou sekerlik vir hom gesê het, ja nee, slim vang sy baas. Kyk hoe lyk jy nou? Ag sies man, jy's vuil, jy ryk na die varke. Ek sien jy het maar min geëet. Nou kom jy seker terug na die kospotte hier, na ons toe. Waar is jou stry en mooi praatjies nou? Jy dink mos jy weet alles. Maar ek wil vir jou vandag sê, nie hierdie pa nie. Nie hierdie pa waarvan Jesus praat nie. Hy sê, toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Kan jy imagine toe hy daar opstaan by die vark en hy loop na sy pa toe en hy het hierdie speech wat hy vir homself voorberei het in sy gedagtes. Jo, ek gaan maar nou net vir my pa sê, I know I'm not good enough. I know I did wrong things. En terwyl hy nog met die speech aankom, dis nie enige pa nie. Terwyl jy nog gesit het en vir die Here gesê het, Here kan nie my lief hê, sê ek vir jou, kom die Vader na hom toe aangehardloop. En hy omhels hom. En hy sê vir my seun, jy's terug. Jy's weer by my. En ek kan my imagine, die seun wil nog vir hom sy voorbereide speech gee. Maar hierdie vader laat nie op hom wag nie. Hy sê, gou, bring 'n kleed, bring 'n ring, slag die kalf. My seun is terug. Is die vraag wat jy vir jouself moet afvraag, kon hierdie seun nog laer daal in sy lewe, toe hy homself daar tussen die varke bevind en met die varkkos besig is, kon hy nog laer daal? Kon dit nog slegter met hom gegaan het in die omstandighede waar hy was? Kon hy nog verder van sy pa en sy familie gewees het? Toe hy nie sy pa se liefde kon voel nie, toe beleef hy dit. Hierdie is 'n ander pa waarvan die woord praat. Ek wil vandag vir jou sê, soos wat die Heilige Gees vir my gesê het,
Jy dien 'n ander pa. Een wat alles vir jou gegee het. Alles. Moenie dat die vyand by jou steel en dink jy kan nie na jou pa toe gaan nie. Moenie dat die vyand by jou steel en dink jy is nie goed genoeg nie. Nie een van ons is goed genoeg nie. Niemand. Wat sê die Jesus vir die mans wat die vrou wou gestenig het met die klip? Hy sê, laat julle wat sonde is, tel die eerste klip op. En tog hierdie pa stuur sy seun om vir my en jou te sterwe aan 'n kruis, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Dat ek en jy in 'n verhouding met hom kan staan. As jy so kyk na my notas hierso, dit wat ek nou vir jou gesê het, daar eindig dit. Ek het nie 'n slotsom nie. Ek weet nie wat om meer te sê nie. En ek vra vir die Here, maar waarmee moet ek afeindig? Because you are such a wonderful God. En die Here sê vir my, weet jy, ek voel dit in my. Hy sê vir my, in hierdie tyd, al wat ons gaan hê, is mekaar. En met hierdie gedagte, ek het nog geen slot om hierdie diens mee af te sluit nie. Van hierdie incredible, ongelooflike pa wat ons het hier. En ek vra, waarmee moet ek, en ek kry niks nie. En toe ek by die huis kom Saterdagoggend, toe die Here vir Mariska, sy lees vir my 'n skrif. En ek sê vir hom, dis so ons die diens moet afsluit vanoggend. Ek is nou al 24 jaar in die gemeente en hierdie het nou nog nooit gebeur nie. So dis nogal iets vir my om hier voor te staan. So, wat ek eintlik net wil sê is, mens moet gehoorsaam wees en dis al hoekom ek hier staan. Nie omdat ek oulik is of omdat ek dit verdien nie, uit genade uit, nie? En ek voel eintlik Paulie het so mooi gepraat oor God se liefde wat grensloos is. En ek wil eintlik net die klein stukkie byvoeg wat die Here op my hart gelê het. As jy in 'n seisoen van winter is, nou, jy is miskien in die seisoen waar dit vir jou voel, dis donker, dis winter, dis koud, dis nie lekker nie. En in die seisoen waarin jy nou is, dink jy, yes, is God nog hier? Het God my lief? Is ek nog in sy wil? Nee, ons voel ons baie keer so. Dan wil God hierdie vir jou sê. Nie ek nie, hy wil hierdie vir jou sê. Dit staan in Jeremia 24. So Jeremia het 'n gesig gesien en hy het 2 mandjies vol vye gesien. Die een mandjie was vol goeie vye, lekker vye wat jy wil opeet. Hy sê dis soos die voorvy, dis die lekkerste vy. En die ander mandjie vol vye was sleg, maar dit was baie sleg. Jy wou dit nie eens eet nie. En dis die 2 mandjies van vye wat hy gesien het en hy vra toe nou vir die Here, wat beteken dit? En in daai tyd wat hy dit gesien het, is die tyd wat God se kinders, God se volk in ballingskap was. Baie van hulle is weggevoer na die Galileërland toe. So as jy in ballingskap is, as jy alles verloor het, as jy in jou winterseisoen is, nee, dan sê God hierdie vir jou. So dit is Jeremia 24, vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom, so sê die Here, die God van Israel. Ek beskou die ballinge van Juda, wat ek vir hulle beswil uit hierdie plek uit na Galileërland toe gestuur het, net so goed as hierdie goeie vy. Vir hulle beswil sal ek my oog oor hulle hou, en ek sal hulle na hierdie land toe terugbring. Ek sal hulle opbou, nie afbreek nie. Ek sal hulle plant, nie uitdruk nie. Ek sal hulle die insig gee om my te ken. Ek is die Here
Hulle sal my volk wees, en ek sal hulle God wees, want hulle sal heelhartig na my toe terugkom. Toe ek hierdie stukkie lees en ek hoor die vye, uit my eie mens wees sal ek dink, die goeie vye is die met wie dit goed gaan, en die slegte vye is met die wat dit sleg gaan, maar dis nie hoe God dit sien nie, in hulle ballingskap. Jy weet, in hulle winterseisoen, sê God, julle is vir my soos die goeie vye, en hy gee hierdie belofte vir hulle, ek sal my oog op jou hou, ek sal vir jou teruggee, dit wat jy verloor het, dis wat God sê vanoggend, ek sal jou opbou, ek is nie besig om jou af te breek nie, ek gaan vir jou plant, niemand gaan jou uitdruk nie, en die stukkie is vir my die mooiste, en dit moet die gebed van ons harte wees, ek sal jou die insig gee om my te ken, want ek is jou God. Hierdie pa is nie enige pa nie. Hy ken jou omstandighede. Hy weet waar jy self bevind. Hy weet wie jy is. Hy weet alles wat jy doen. Daar's niks wat ons vir hom kan wegsteek nie. Absoluut niks. But he says, I love you and I'm with you. And I want to take care of you. Kom ons maak ons oor toe. Heilige God en Hemelse Vader, dankie Vader, dat U 'n Vader is, nie soos enige ander Vader. Dankie dat U bereid is, Here, en bereid was om vir ons alles te gee. U liefde het U reeds vir ons bewys, en ek kan nie nog iets doen dat U meer lief vir my sal wees nie. Die kruis van Golgotha is U standaard, Here. Vir my om in 'n verhouding met U te staan. En Here, selfs wat ons tema vir is vanoggend, selfs al skiet ons tekort, sê U vir ons, dat U ons nog steeds liefhet, en ons nog steeds wil bystaan, en ons nog steeds wil help, en nog steeds in 'n verhouding moet staan. Ek bid vir hierdie Vader van ons, dat ons net sal weet, dat ons terug moet kom na U toe, want U staan vir ons in wag met oop arms. U staan vir ons in wag, en selfs in die omstandighede waar ons bevind, Here Jesus, sê U en gee vir ons beloftes, dat U vir ons omgee. Ons prys U naam, want U is Vader. Dankie Here, dat ons deel van U kan wees. Amen.